Ons kyk nou nog 'n voorbeeld waar ons identiteite of faktore moet gebruik om 'n oplossing vir 'n vergelyking te vind. Nou op my skerm sal jy sien, vind die algemene oplossing van 2 tan x is gelyk aan 3 sin x. Nou omdat ek 2 verskillende verhoudings het, gaan dit nie werk nie, ek moet dit verander en die maklikste gaan wees om die tan x te skryf as sin x gedeel deur cos x. So dan word my vergelyking 2 en in plek van die tan x het ek sin x gedeel deur cos x en dit is gelyk aan 3 sin x. As ek nou met 'n cos x vermenigvuldig, sodat ek van die breuke kan ontslaa raak, het ek 2 sin x is gelyk aan 3 sin x maal met cos x. Nou ja, 'n baie algemene probleem is dat mense dink hulle moet met die sin x deel. Maar jy kan dit nooit doen nie, want dit is 'n onbekende, jy weet nie wat x is nie, en miskien deel jy deur 0. So wat jy moet doen is om alles aan dieselfde kant te bring, maak nou nie saak watter kant jy dit sit nie, en dan te faktoriseer. So, ek het my sin x as 'n gemeenskaplike faktor, so ek kan sin x uithaal, ek moet dit met 2 vermenigvuldig om 2 sin x te kry, en met minus 3 cos x om die term te kry. So, as die produk van 2 goed gelyk aan 0 is, dan is sin x gelyk aan 0, of 2 minus 3 cos x is gelyk aan 0. So, waar is sin x gelyk aan 0? Die maklikste is om maar vinnig 'n sin grafiekie te teken, dit lyk so, daai is by 90, daardie is 180, 270 en 360, daar's 270 en hier het ek 360, ek het bietjie te ver aangegaan. Nou dit is 0 waar ek op die x-as is, so dit is by 0 grade of 180 grade of 360 grade, so ek kan maar net sê 0 grade plus k maal 180, waar k 'n element van die heelgetalle is. Onthou, dit is presies dieselfde as wat jy sou doen as jy gesê het, dis 0 grade plus k maal 360, of dit is 180 grade plus k maal 360, waar k 'n heelgetal is. Want met die wat ek hier in rooi geskryf het, vat ek net almal wat stygend is, en hulle verskil met 360 grade van mekaar, en dan vat ek almal wat dalend is, wat ook met 360 grade gaan verskil. Ek sê nou almal wat dalend is, maar dit is die grafiek wat dalend of stygend is. So, die grafiek daal deur die 180. Okay, en die volgende punt waar die grafiek gaan daal, wat ook op die x-as lê, is 360 grade verder. Nou vir die tweede enetjie, kan ek skryf minus 3, kom ons skryf nie in rooi nie, minus 3 cos x is gelyk aan minus 2, en as ek dan met die minus 3 deel, dan kry ek 2 op 3. Nou my eerste ding om te kry is 'n verwysingshoek. Ek wil net so bietjie skoonmaak dat ek meer plek het hier, en ek gaan hierdie een opskuif, ons gaan hom nou gebruik. Goed, so my verwysingshoek
is die een in die eerste kwadrant, en daarvoor gaan ek net shift kos van 2 gedeel deur 3, en ek kry my verwysingshoek is 48,19, kom ons skryf maar die presies is neer, 1896, net 'n klompie. En nou gaan ek kyk na my teken, en dan sien ek dat hier voor die 2 op 3, ek 'n positief het, en sin is positief in die eerste kwadrant, of in die 4de kwadrant. So in die eerste kwadrant, gaan my hoekie wees x, want ek het 'n x hier. X is gelyk aan die verwysingshoek. Nou kan ek dit maar afrond na 2 desimale, plus k mal 360, en in die 4de kwadrant gaan x gelyk wees aan 360 minus die verwysingshoek, plus omwentelinge. So dit gee vir my 360 minus daardie. Ek doen dit net gou-gou op my rekenaartjie. En dit gee vir my 311,81 grade plus k mal 360. So daar is my algemene oplossing. Daar is 1, hier is 1, en daar het ek 1, of ek kan die rooie in die plek van hierdie een hê. Goed, kom ons probeer nog 'n voorbeeld doen. Nou, dit is nog steeds 'n vergelyking waarvoor ek 'n identiteit of 'n faktore gaan nodig hê. Maar as jy so na hierdie kyk, dan lyk dit nie, wel, ek sien eerstens dat ek 'n 1 het, wat al klaar problematies was. As daar nie 'n 1 was nie, kon ek dalk met 'n cos x gedeel het of iets. Maar, omdat ek daardie ekstra term het, kan ek nie. Nou onthou dat cos kwadraat x plus sin kwadraat x gelyk aan 1 is. So in die plek van hierdie 1 kan ek maar skryf cos kwadraat plus sin kwadraat. So daar is dit. En dan het ek ook 'n 2 sin theta cos theta is gelyk aan 0. Nou hierdie vergelyking herinner aan iets soos a kwadraat plus 2ab plus b kwadraat, waar ek my a kwadraat nou sien as die sin van x, en my b kwadraat nou sien, of my b sien as cos van x. En hierdie faktoriseer maklik, dit is a plus b, vermenigvuldig met homself. Ok, so nou kan ek teruggaan na my trigonometriese vergelyking, en ek kan dit net gou skryf as sin kwadraat x plus 2 sin, dit is nie x nie, dit is thetas. Skryf ek die 2 goed hier deur mekaar, laat ek dit net gou reg maak. Sin van theta, cos van theta, sin van theta, cos van theta, en dit moet eintlik wees 2 sin theta cos theta, en dan plus cos kwadraat theta, sodat dit presies in die vorm is. Nou, ek kan sien my middelterm daar. So dan weet ek dat dit gaan faktoriseer as sin theta plus cos theta, en nog 'n slag sin theta plus cos theta. Daarom kan ek maar net 'n kwadraat sit.
En dit gaan 0 wees as sin theta plus cos theta gelyk aan 0 is, sodat dit 0 kwadraat is gelyk aan 0. Dit wil sê, sin theta is gelyk aan minus cos theta. En nou het ek 'n vergelyking met net 'n sin en 'n cos, die hoeke is dieselfde, daar's geen ekstra terme nie, so nou moet ek gaan deel met cos theta. As ek hier deel met cos theta, en daar deel met cos theta, kan ek dit maklik vereenvoudig, want sin theta gedeel deur cos theta is tan theta, dit is ook 'n identiteit wat ons ken, en cos theta gedeel deur cos theta is 1, en ek het hier 'n minus, so my antwoord is minus 1. Dan is my verwysingshoek, wat in die eerste kwadrant moet wees. Ek wil weer net gou vir my 'n bietjie plek maak, kom ons maak die uitveer bietjie groter, daar's sy, maak vir myself 'n bietjie plek hier. My verwysingshoek moet in die eerste kwadrant wees, so ek moet die minus ignoreer, en dan kan ek gaan shift tan van 1, en my verwysingshoek gaan 45 grade wees. En dan sien ek moet werk in die tweede en in die vierde kwadrant, want dit is waar tan negatief is. Sien, tan is positief in die eerste en in die derde kwadrant. Maar omdat dit tan is, kan ek die twee kwadrante gelyk doen. In die tweede kwadrant gaan theta gelyk wees aan 180 grade minus die verwysingshoek, want dis wat ek altyd in die tweede kwadrant doen. Ek skryf dit as 180 minus die verwysing, plus k maal 180, waar k 'n element van die heelgetalle is. So dit wil sê theta is gelyk aan 135 grade plus k maal 180. Dit is die finale antwoord. Maar sommige mense verkies om die twee kwadrante apart te gebruik. Jy sien, hier het ek die twee kwadrante gelyktydig gebruik, want wanneer ek my eerste hoek hier in die tweede kwadrant ken, dan is die een in die vierde kwadrant presies 180 grade weg. Maar as jy in die tweede kwadrant afsonderlik wil werk, so jou tweede kwadrant, dan sal dit wees 180 minus 45 plus k maal 360, sodat ek die hele omwenteling kan omgaan en weer in die tweede kwadrant is, en dit gee dan vir my 135 grade plus k maal 360. Maar nou moet ek onthou, ek is nie klaar nie, ek moet nog in die vierde kwadrant ook gaan werk. So die vierde kwadrant gaan dit wees, theta is 360 grade minus 45 plus k maal 360, en 360 minus 45 is 315 grade plus k maal 360. So hierdie twee vergelykings saam gaan presies dieselfde stel oplossings uitwerk as wat die een gaan. So jy kan enige een van die twee metodes gebruik.